Wortel, deur Petro Pieterse. Ag nee man, kyk nou val al hierdie vullis op my. Wat maak jy daar? Die wortel spoeg en klap sy tong baie vies. Hy is per ongeluk saam met die vullis opgetel en het hier op die ashoop beland. Kyk net hoe vieslik is dit. Hy kyk verbaas na die kat wat daaronder staan en die gemors van hom afvee. Toe Wortel bo uitgespring het, het van die vullis op die kat geval. Hy hou duidelik net so min van al die gemors. Ek is so jammer, maar ek moet net hier uitkom. Ek behoort nie op die ashoop nie. Daar moet 'n rede wees hoekom hulle jou hier kom gooi het dan nie. Ek het met die ei gestry oor wie die sous lekker maak, ek of hy. Hy het baie kwaad geword en my gejaag tot ek van die tafel af geval het. Toe word ek saam met die skille opgevee. Dit lyk darm of die kat om jammer kry. Wortel wil nie nog vyande maak nie. Wat is jou naam? En waarheen sal jy nou gaan? Wortel dink so bietjie. Hy het nie 'n naam nie. Hoekom het hy een nodig? Wat is jou naam? My naam is Kitsie. Het jy nie 'n naam? Vra die kat verbaas. Voor Wortel kan antwoord, kom blaf 'n klein brakkie vir hom en Kitsie. Sy naam is Kos. Kyk hier hoe lekker gaan ek hom opvreet. Kitsie spring tot op die muurtjie. Hier kan die hond nie bykom nie. Verbaas sien sy dat Wortel nie beweeg het nie. Kyk hoe kwaai kyk hy vir die hond. Anja, het jou ma jou nie maniere geleer nie? Mens eet nie alles wat jy sien nie. Ek het jou niks gedoen nie, hoekom wil jy my eet? Gaan soek ander kos man, ek sal net slegs maak want ek is nou sommer baie kwaad. Die verbaasde hond draai om en dra weg. Hy is oortuig die wortel sal nog in sy keel bly vassit ook. Wortel skud homself af en kyk rond. Wat het geword van die kat? Sjoe, maar jy is baie braaf. Is jy nie bang vir die hond nie? Ja, ek is, maar hy weet dit nie. Hy sal in die vervolg 2 keer dink voordat hy my weer pla. Kom, dan gaan wys ek jou waar ek bly. Daar sal seker vir jou ook 'n plekkie wees. Wortel en Kitsie koes oor die gras. Wortel is effens versigtig om weer by hy huis in te gaan. Dit is hoe hy op die ashoop beland het. Kitsie verseker hom dat daar geen gevare is nie, want almal is by die werk of die skool. Hy loer nogtans versigtig by die deur in om te sien of daar iemand is. Saam stap hulle na die kamer waar Kitsie 'n bedjie het. Dit lyk of sy baie bederf word, want die bedjie is sag en daar lê speelgoed rond. Ek kan nie hier bly nie. Ek sal maar verder gaan soek na 'n geskikte blyplek. Kitsie pak gou vir hulle elkeen 'n rugsak met water en 'n kombersie vir die koue. Sy wil saam met Wortel gaan en seker maak dat hy wel 'n veilige plekkie kry. Saam stap die twee daar weg. Toe dit begin donker word, loop Kitsie al stadiger, so asof sy nie meer verder wil loop nie. Wil jy liewer teruggaan? Jy kan maar. Ek sal alleen verder gaan. Jy het my baie gehelp en ek sal weer vir jou kom kuier. Dankbaar draai Kitsie om en hardloop terug huis toe. Sy mis haar sagte bedjie en die dogtertjie wat altyd so saggies vryf. Toe dit baie laat word, soek Wortel 'n slaapplek onder 'n boom naby die pad. Hy is baie dankbaar vir die kombers wat Kitsie vir hom ingepak het. Die volgende oggend word hy wakker van die gelag van kinders wat met 'n bal speel. Nuuskierig stap hy nader en kyk hoe hulle die bal skop. Dit lyk darm na baie pret. Hy wil ook saam speel. Voor hy homself kan keer, storm hy nader en skop die bal dat dit trek. Die seuns is nie baie en hulle skik met sy skop nie. Dit is windskeef. En wie se span is hy dan nou? Wortel hardloop dat die stof so staan. Uit asem gaan hy teen 'n muur staan. Hy lag lekker. Dit is baie lekkerder hier as in die kombuis. Die ander wortels weet nie wat hulle mis nie. Wortel stap verder af in die straat. Hy hoor vrolike musiek en stap nader om te kyk wat daar aan die gang is. Dit is 'n partytjie. Die kinders spring en draai tikkie terwyl die musiek speel. Dit lyk of hulle dit baie geniet. Party staan in 'n kring en gesels en ander staan om die koeldrank en 'n paar draai tikkie. Wortel voel skielik baie alleen.
Hy het geen maatjies nie en hy wil ook saam partytjie hou. Gaan hulle kwaai wees? Hy stap stadig nader en begin rondspring en dans, soms so op sy eie. 'n Seun kom nader en Wortel hou sy asem op. Wat gaan die seun doen? Hy hou op dans nou die seun dop. Kom, moenie nou stop nie. Met 'n breë glimlag dans Wortel verder. Die twee van hulle dans tot hulle asems op is. Die ander kinders hou baie van die dans. Kort voor lank is almal besig om tikkie te draai. Wortel was nog nooit so gelukkig nie. Toe die kinders moet huis toe gaan, tel Wortel sy sak op en stap verder. Die laaste ding wat hy wil doen, is om saam met hulle huis toe te gaan. Net op beland hy in die sop. Goed, julle oulike dingetjies. As julle van my storie gehou het, gooi 'n duimpie, dan weet ek moet nog maak. Julle moet 'n lekker dagie hê en onthou om te subscribe. Dan weet jy altyd eers as daar 'n nuwe ene is. Bye bye.